Goeiedag almal. Ons lees in die Bybel dat Dawid altyd geweet het waarheen om te gaan vir hulp. Hy het geweet dat hy altyd sy toevlug by God kon kry. Kom ons lees weer eens daardie gedeelte Psalm 61 vers 1 tot 4. Daardie kragtige gebed van Dawid in geloof en vertroue. 'n Psalm van Dawid. O Here my God, hoor my smeking, luister na my gebed. Van die einde van die aarde af roep ek U aan as my hart beswyk. Lei my op 'n rots wat vir my te hoog is, want U het 'n toevlug vir my geword, 'n sterk toring teen die vyand. Jy weet, 'n toevlugsplek of 'n toevlugsoord is 'n plek van veiligheid en skuiling teen gevaar of teen nood en storms. In die Ou Testamentiese tyd was 'n kloof in die rotse of 'n grot 'n goeie toevlugsoord, 'n plek om te skuil. In die Bybel lees ons dat 'n goeie toevlug bied beskerming vir die wat kwesbaar is en vrede vir die wat bekommerd en in gevaar is. En dan word die Here telkens aangeroep as Jahwe Gassa. Die Here is my toevlug. Weet, daar is ongeveer 45 verwysings na Jahwe Gassa in die psalms alleen. En nodeloos om te sê, die feit dat die Here die beskerming wat by hom skuilings soek, is 'n waarheid wat hy wil hê ons moet inglo. Die feit dat die Here ons toevlug is, beteken egter nie dat geen gevaar sal dreig nie en dat geen kwaad ons sal tref nie. Trouwens, die beproewinge en versoekings van hierdie lewe is daar om ons karakter te bou en om ons tot geestelike volwassenheid te lei. Ons lees dit in Jakobus 1 vers 2 tot 4. Ag, dit louter vreugde wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Jy weet, selfs die dood is 'n groot oorwinning en toevlug vir die gelowige, omdat hulle onmiddellik in die teenwoordigheid en in die vrede van God inlei. Psalm 116 vers 15. Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Jy weet, een manier waarop die Here as ons toevlug gesien kan word, is in die manier waarop hy ons beskerm teen Satan se planne. Lukas 10 vers 19, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. En dan ook Romeine 16 vers 20, en die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Elke keer wanneer ons toevlug by die Here vind, dan bring dit vir ons vrede mee. Ja, vrede te midde van geweldige storms. Terwyl die geweldige storm op die see gewoed het, was Jesus vas aan die slaap. Hoekom? Omdat hy die vrede van God ervaar het. En so kan ons ook vrede hê te midde van die storms van die lewe. Maar hoe? Deur op die Here, onse God, as ons toevlug te vertrou en om met ons oë op hom gefestig te hou. Hebreërs 12 vers 2, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Petrus kon op die water loop solank hy sy oë op Jesus gehou het, maar die oomblik toe hy gefokus het op die wind en die geweldige golwe, toe het hy begin sink. Weet, Dawid roep uit in Psalm 18 vers 3 tot 4, die Here is my rots en my bergvesting en my redder, my God, my rots op wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting. Ek roep die Here aan wat lofwaardig is en van my vyande word ek verlos. En dan vers 7, toe ek benoud was, het ek die Here aangeroep. Ek het tot my God geroep om hulp, en hy het my stem uit die paleis gehoor, en my hulp geroep voor sy aangesig, het in sy ore gekom. Luister vers 14, en die Here het in die hemel gedonder, en die Allerhoogste het sy stem laat hoor. Vers 18 en 19, hy het my verlos van my magtige vyand en van my haters, omdat hulle te sterk was vir my. Hulle het my oorval op die dag van my nood, maar die Here was my steun. Ag, ek wil vandag vir u sê, die Here is ons toevlug. Hoe? Roep hom aan in die oomblik van jou benoudheid,
want die Here is jou toevlug. Jahwe Gassa.